Dus daar waar ik dromen. Kom daarbij, kom daarbij. Zeg samen bij. John was in yesterday, out from the Lord's day, from heaven, and this is my saying, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Behold, I live forevermore. Behold, I live, behold, I live. Behold, I live forevermore. Was in this way, on the Lord's day, voice from heaven, this is my saying, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live. Behold, I live forevermore. Behold, I live. Behold, I live forevermore. En net zoals we houden, die Heer Jezus leert omgaan, maar die mensdom doen hij leert, hij zijn naam. If the saints select the great Jesus, hallelujah, hallelujah. If the saints select the great Jesus, hallelujah, hallelujah. He will bring down over the body. In this world, hallelujah. He will bring down over the body. In this world, hallelujah. The saints spirit and with Jesus, hallelujah, hallelujah. The saints spirit and with Jesus, hallelujah, hallelujah. He will bring down the body in this world, hallelujah. He will bring down the body in this world, hallelujah. Juich al wat lief en glorie, ik kom met mij, zo opnieuw. Kom maar ervoor, zijn mensen, ik weet zo meer, de lof en wil, wat doe ik niet, en is hier, ik doe mijn eigen. Hallelujah.
Hierdie tweede vers het vir my soveel betekenis en so 'n erkenning wie God is in ons lewe. Want goedertieren is die Here. Wat het hy nou alles vir ons gedoen? Wat het hy nou alles vir ons gegee nie? Want goedertieren is die Here. Sê goedheid if jy with me. Say go in power, kom ons hef net vir so 'n oomblik ons hande vir die Here en dan sang ons weer. Want goedertieren is die Here. Sy goedheid met my. Sy trou en oh, halleluja, Here, baie dankie. Dankie dat U vir my 'n God van naby is. Dankie dat ek elke dag weet dat ons op U kan reken. Dankie dat ons weet, Here, ons kragte en alles wat ons nodig het, kom van U. Want U het gesê, wanneer ons harte aan U behoort, o Here, sal ons op 'n vaste rots staan elke liewe dag. Daar waar die winde en die storms ons nie kan heen en weer waai nie, maar wetende, Here, dat wanneer ons U liefhet, sal U ons toevou met U heerlikheid, toevou met U goedertierenheid, Here, en U het gesê, ek sal vir julle sorg. En daarom, Here, is ons bly, daarom is ons opgewonde vanmôre, want die Here wat ons dien is kosbaar. En wanneer ons groot dag aanbreek, wanneer Gods gesang sal klink en sy laaste klik sal slaan, en die hemels aanbreek in ewige aard. As die skakelose dagen kom, voor die dood staan, en die rol daaraf is God is nektaar. As die rol daaraf is God, as die rol daaraf is God, as die rol daaraf is God, as die rol daaraf is dan die ogen zal je goede wachten, Christus zal staan. In zijn heerlijkheid voor anderen gedaan. Als die uitvoeren scharen naar die eeuwige zon. Als die rollen af is, en strekt naar. Als die rollen waarop is vol. As die rol daarop is vol. As die rol daarop is vol. As die rol daarop is vol en zeg dan. Laat ons arbeid verdienen, wordt die zon in de in vertel zijn onderwerp aan onze dag. Als ons dan ons leven af en van arbeid wordt zo. Als die rol daarop is, dan zijn daar. Oh, als die rol daarop is, 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 en zeg dan, als die rol daarop is, als die rol daarop is,
As we roll down valleys, wie kan so lied sing? Hulle wie geloof het, nee? Sal dit met my gebeur? Dit sal met my gebeur. As die Here daar die boekrol oopmaak, gaan ek voor hom staan. En dit gaan nie 'n oomblik wees van hartseer, of van skaamte, of van teruggetrokkenheid, of Here, ek kan nie, baie ouens sê, wat bang is om iets vir hom te doen, en sê, sien julle hierdie hand? Dan is dit nie altyd moontlik. Maar die laaste versie sê, laat ons arbeid vir die Meester. Dit was so goed om met een van die begrafnisse wat ons gehad het, waar ek hierdie woorde kon gebruik het, om te sê dat tot en met die laaste asem uit kon geblaas word, was daar nie 'n oomblik wat hy nie die Here wou dien nie. Was met alles in die stryd werk om vir die Here te sê, Here, hier is ek. Maar nie net sê, Here, hier is ek, maar gebruik my, Here, gebruik my. Bybel sê, wat gaan ons ouers vandaag doen eendag? Wat sê die woord? Bid, droom. En daai drome gaan nie wees om te weet wat in jou geraamd is of jou kas aan die gang is nie, maar om 'n profesie vir iemand te gee, om te sê dat die Here se liefde is oor jou lewe, nee. Wees bewus. Ek wil vandag gesels oor 'n baie interessante gedagte, wat kom uit 1 Samuel 15 en 1 Samuel 16. Nou, wanneer ons as ons nou hierdie twee hoofstukkies so saam sou gelees het, dan het ek 'n opsomming gemaak om te sê dat elkeen van ons 'n daaglikse ontmoeting goddelik moet hê. 'n Daaglikse, nie net die Bybel lees en ja, God is oralste, lees jy die Bybel al, bid jy vir 'n paar sekondes, God is oralste, hy hoor, maar my aanbieding vandag is om te sê dat wat ook ek al met die Here te doen het, laat dit 'n goddelike tyd moet wees. Ek het 'n vriend gehad, elke keer sy my bel, dan sê hy vir my, ou Henk, kom maar so 'n bietjie vroegerig, voordat die besigheid beginne vir die dag. Dan kom ek daar aangeklop, en dan sit sy vrou by die ontvangs, en sy, nee, hy is nog nie klaar nie. Sê ek, is hy in 'n vergadering? Hy sê, nee, hy is besig met die Here. Dan partykeer dan sit ek vir meer as 'n uur daar, maar Henk kom vroeg, vir 'n uur daar, kom ek daar uit, dan wil ek vir hom vra, maar hoorie, Andries, wat's verkeerd? Want die oë is so dik gehuil. Hy is so amper soos wat dit was met iemand wat nou net maar nie sê die lotte gewen het nie, maar iemand wat by die Here was. Jy sien daar die verligtheid in hom, geen swaarheid op sy skouer nie, iemand wat baie tevrede is. En wanneer ons na 1 Samuel die 15de hoofstuk kyk, dan ken ek die verhaal in die sin van, dit was koning Saul, wat hieraan bewind was. En God het vir koning Saul 'n opdrag gegee, om die Amalek volk, Amalekiete, uit te roei. God noem hulle die sondige Amalekiete. Almal wat net sondig doen en almal omkrap wat om hulle is. God sê, Saul, gaan en jy moet hulle met die banvloed tref. Hoor wat doen my Here. Alles wat, en dit is wat Dawid gebeur, Here, neem weg alles wat nie van hierdie liggaam is nie.
Here, neem weg dit wat my plooitjie, dit wat my boelie deur die dag. Here, hulle wat geen genade teenoor, Here, neem weg. En as ons getrou die naam van die Here aanbid, gaan die Here dit doen. Hy gaan iemand stuur om saam met jou hande vas te maak. Maar so sê die Here, dat nie een van hierdie Amalekiete mag vryspring nie. Nie mens nie, ook nie dier nie. Almal moet uitgewis word. En op die einde van die dag het Saul gegaan en gaan doen wat die Here van hom gevra het. Maar op die einde van die dag het hy die koning van die Amalekiete nie vermoor. Hy het hom lewendig gehou. En toe hulle nou klaar is, toe sê hy, maar hierso is nou te veel van hierdie vetbeeste en vetskape, wat ons moet so 'n bietjie van hulle ook saamvat. Dit klink nie verskriklik nie, maar God se opdrag, hoor wanneer ons so na hierdie dinge kyk, en hoor die erns van ons Vader, wanneer hy vir my gesê het, nee, dan is dit 'n nee, dat ek nie nog so klein bietjie nog 'n tree verder moet stap in die negatiewe rigting nie. En al hierdie dinge het gemaak, dat dit Saul se koningskap van hom weggeneem het. Dink net, hoe gehoorsaam moet ek wees? En die Here sê in vir ons in die Nuwe Testament, dat as ons bly gehoorsaam wees, sal hy ook aan ons gehoorsaam bly, tot en met die wederkoms van die Here Jesus. Die begin van die woord sê, ek sal met julle wees tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Maar ons moet getrou wees, ons moet ons alles vir die Here gee. Maar so daag daar die volgende hoofstuk in 1 Samuel 16, sê die Here vir Samuel, Samuel, jy moet nou daar na Isaï se huis toe gaan. Want onthou, daar's nie meer 'n koning vir Israel. Gaan na Isaï toe. Hy het 7 seuns. En soos hulle by jou verbykom, sal ek vir jou sê, watter seun moet jy salf. So sien Samuel wonderlike geleenthede in die seuns. Hy sê, nee, nie hierdie nie. Nee, nie daai nie. Nee, nie hierdie nie. Toe sê hy, dit is nou, ek is by die 6de seun verby, is daar nog 'n seun? Ja, daar is nog een, maar hy pas die skape op. Hy's 'n herder daar buite. Roep hom dat hy inkom. En toe die 7de seun inkom, toe sê die Here, salf hom. En sy naam was Dawid. Hoeveel Dawid is in my en in jou? Hoe gereed is ons om ons ja te hou en ons nee te hou? Jy sien, dit bring vir my by die gedagte om dit reg te hou, moet niks ons keer om elke dag bemoeienis met God te maak nie. As Saul dit gedoen het, sou hy nie net gebly het by sy opdrag nie, maar hy sal nog steeds by die voete van die Here gebly het, en waar die Here vir hom gesê het, onthou Saul, onthou nou, wat het ek vir jou gesê, Saul, moenie alleen wees nie, ek is met jou, en ek glo die Here sou met hom deur hierdie geveg gestap het. Al was hy klaar, dan sal hy ook van gesê, Here, ek het nou gedoen, en sê hy, ek onthou Saul, so wees in 'n goddelike ontmoeting met jou Vader, maak nie saak hoe die Here ons wil gebruik nie, en daarom, wanneer ons kyk na hierdie hele Saul gedagte, moet ek en jy inkoop om ook vir die Here te sê, ek wil elke dag met u in 'n ontmoeting staan. Dit moet, as ek vanmôre vir ons so hard praat, dan sê ek, ons moet eerlik en regheid met ons God wees. Wat wil die Here hê, as ons na hierdie hele gedagte kyk? Hierdie verhaal van Saul en van Samuel, dan sê dit net vir my een ding, is dat God sê, ons moet hom deur en deur ken. Weet dat my God gaan vir my nee sê. Weet dat my God gaan vir my op sekere plekke ja sê. Weet dat my God gaan vir my aan my hand neem
en vir my deur my lewensles lei. Nie net van swem jy nie swem nie, daar bestaan nie so iets in die woord nie. Want omdat ons dink ons swem jy nie swem, is baie mense geneig om te dink dat om in die teenwoordigheid van God te wees, moet ek kerk toe gaan. So ek moet alles laat staan, ek moet die Here laat staan, ek moet my verhouding met hom laat staan, ek moet net kerk toe gaan. En as ons hierdie gedagte in ons het, dat ek net by die kerk, ek dink dit gaan een kosbaarheid wees, as dit tog maar die geval was, nie? Want dan sal ons kerke oorgeloop het. Dan sal ons almal soekende gewees het na die heerlikheid van die God, wat ons aanbid. Maar die eindige deel is dat wat ons nie in al die kerke gaan dit dieselfde nie. Want in sekere kerke is daar betekenislose dinge wat aangevang word. En daar is ook dinge wat nie relevant is, wat nie in 'n kerk behoort nie. Daar is ook dinge wat nie gekoppel kan word aan godsdienstigheid nie. Jy vind dit in kerke. Party van die ouens is al so gedoktrineer in hierdie omstandighede, dat hy sien nie die reg op die verkeerd meer raak nie. Maar wat ons moet raak sien, is dat wanneer ons so verdiep in die niks seggende dinge, wat ons in die kerk dan doen, dat ons besig om 'n intieme verhouding wat ons met ons God het, te vernietig. God stel nie belang in jou mooi foefies en faffies wat jy vir hom daar stel nie. Hy soek jou hart, want ons is die gebou van die Here. My hoof is Jesus Christus. En op die einde van die dag, wanneer ons daarna kyk, dan probeer ons van die gebou iets maak, en ek weet, my God word nie vasgevang tussen 4 mure nie. My God sê wel vir my, dat hy is altyd teenwoordig. Die woord sê vir ons, hy is altyd beskikbaar. Die woord leer vir ons, wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. Die woord leer ook vir my, dat wanneer ek my God ontmoet, en wanneer ek met hom is, of ek by my huis is, of ek by die kerk is, hy bly my alomteenwoordige God. Hy bly alwetend, hy bly alwys, hy bly versorgend oor ons. Die groot rede waarom so baie van ons nie slaag in ons aanbidding nie, in ons goddelike teenwoordigheid, so baie van ons nie God se vrede, God se krag, God se heerlikheid in sy teenwoordigheid ervaar nie, is omdat ons, wanneer ons net altyd om by die kerk wil soek, dan net 1 keer in 'n week iets met God te doen het. Dan net so nou en dan hom ontmoet. Maar my Here sê, wat sê hy vir Joshua? Wanneer hy in die nuwe land instap, wat sê hy, elke tree wat jou voetsool aan hierdie grond raak, weet ek is met jou. So elke asemhaal behoort aan die Here. So ons kan nie vir onsself sê, ek gaan Sondag kerk toe, dan gaan ek weer met die Here praat. Nee, wat van tussenin? Die Here sê 'n goddelike ontmoeting elke liewe dag. En dit sê vir my net een ding, dat ek moet leer om in die teenwoordigheid van God te bly. Dit sê vir my dat ek moet alle routines wat ek het ook aan die Here gee. Ek moet vir die Here sê, Vader, hier is my aktiwiteite vandag, en Here, ons, dis wat ons moet doen. Elke aktiwiteit, ons gaan dit saam beoefen, Here. Maak nie die Here klein nie, maak die Here deel van my lewe. En ek sê, Here, vandag is vandag. God wil net hê ons moet hom ken. God wil net hê ons moet op die einde van die dag hom ken, of ek by die huis is, of ek by die skool is, en of ek by die werk is. Maar hoor hierdie dinge.
God wil ook hê ons moet hom, hy moet ons ken, terwyl ek besig is om skottelgoed te was. Halleluja. Nee, wat van gras nie, wat van in die kar werk, wat om vir jou buurman of buurvrou iets te gaan doen. God wil saam met jou daar wees, geen oomblik, want op 'n stadium toe ons nou so betrokke was nog by die jeug, toe ek nog mooi jeug was, nou is ek nog net mooi, en op die einde van die dag, dan sê van die Here, van die jeug vir ons, ek sê, wat maak julle, as julle nou na discos en parties toe gaan? Nee, die Here kan nie saam gaan, hy moet buite bly. Dis nie 'n plek vir die Here daar. Elke dag, elke oomblik moet 'n goddelike ontmoeting met die Here wees. Ek meen môreoggend as ons uit die bed uit opstaan, nee, ons eerste ontmoeting met God wees. Here, dankie, U het my nog 'n genadevolle dag geskenk. Ons het so baie om met die Here te gesels. Dit is belangrik dat ons 'n vaste, betroubare dissipline in ons moet hê. Dien die Here. Dien die Here. Onthou, daar kom nie elke dag goeie dae tevoorskyn nie, maar dien die Here. In die Bybel, in die Nuwe Testament sê Jesus, ek sal hulle almal uit die modder uit optrek. So die Here gee nie om waarvan as jy besmet nie, maar as ons deel is van 'n daaglikse getroue dissipline aan hom, dan sal hy nie laat los nie. Ek is met jou, ek is met jou. Hoe meer tyd ons met God spandeer, hoe beter gaan ons hom ken. Hoe beter ons hom ken, hoe meer gaan ons hom lief hê. Hoe liewer ons hom het, hoe dieper gaan ons vanuit hom uitgroei. Hoe dieper ons in hom groei, hoe meer krag gaan hy vir ons gee. Hoe meer vrede gaan ons hê. Hoe meer vreugde gaan ons ervaar. Maar julle moet in my bly. Wat sê Johannes 14 vir ons? Bly in my, soos ek in julle. Dit is slegs deur om net God te ken, dat ons in sy plan en in sy teenwoordigheid sal wees. So ek kan nie vir die Here 'n e-mail stuur nie. Ek kan nie vir die Here 'n WhatsApp stuur. Ek en my God. Wat sê Dawid? Met my God sal ek 'n bende storm. Met my God. Hy maak dit baie duidelik dat hy nie kan sien sonder sy Here vir enigiets nie. Jy sien, daar's baie dinge wat afgekraak word wanneer ons nie God in 'n goddelike oomblik ontmoet nie. Die eerste een is ons geestelikheid wat in ons is. Dit word arm. En wanneer ons eers arm word, dan sê dit vir my, ek gaan baie makliker 'n teiken word om afgekraak te word. As ek eers geestelik arm is, gaan ek getuister word. Geestelike armoede sê vir my, ek het my gevoel in God verloor. En hoe vinnig gebeur dit? Net so. Die oomblik toe ek slap lê. En daarom sê die Here, Israel, ek gaan my huis weer opbou. Ek gaan 'n nuwe koning aanstel. Ek gaan my hand op jou skouer lê. Ek gaan vir jou sê, ek wil vir jou 'n God van baie naby wees. Israel, vandag is ons elkeen so gelukkig, want die woord sê, hy konsentreer nou op die heidene. Heidene kry 'n geleentheid om hulle God te ontmoet, nie te hoor dat daar 'n God is nie net om te ervaar dat daar 'n slim mannetjie is, wat eendag vir jou kom preek en vir jou sê, die Here sê in sy woord nie, maar wat van sy gees, wat moet uitroep na julle toe, wat van sy gees, wat sê, Israel, hoe lank
moet ek nog wag. Ek is soos 'n hen wat haar kuikens onder my vlerke indruk, en dis wat ek met hulle almal wil doen. Los, laat ek julle kan ophou. Sien, daar is lelike woorde wat ook in Samuel 15 staan. God sê, ek het berou dat ek Saul koning gemaak het. Onthou, vandag is u en ek koningsseuns en koningdogters. Mag my God nooit berou hê wie ons is nie. Jy sien, die ding is, maak nie saak wat nie. As hy in die verlede ons uit duisternis kon uitgehaal het en in sy wonderbare lig kon plaas, dan wil hy dit vandag ook doen. Hy wil dit elke nuwe môre vir jou sê, hierdie dag is 'n nuwe dag. Met my en met jou. God wil hê ons moet elke dag 'n vars bewustheid aanleer van wie God is. Dit klink soos oudies, maar God sê ons is koninklike erfgename. Nou as ek 'n erfgenaam is of 'n aandeel in 'n besigheid het, dan gaan vang ek nie vis die hele dag nie. Ek moet my aandeel beskerm. Ek moet elke dag besef dat daar is iets wat my erfporsie van my eis. Ek moet elke dag besef dat hierdie erfenis wat ek het, vra God, dit moet iets beteken. En die woord van die Here leer vir ons dit, dat elkeen van ons van nou af sout en lig vir die nasie moet word. As die Here wil hê ons moet aanbeweeg vanuit ons armoede, ons geestelike armoede, dan moet ek net vir die Here sê, Here, wys vir my, wat in my geestelike armoede, wat is armoedig daarin? Wat veroorsaak dit dat dit armoedig word? En ek kan dit vir julle teruggee. Ek wil dit noem ongeloof. Ek wil noem geen hoop. Ek wil noem selfsugtigheid. Ek wil dalk noem onstandvastig. Is daar nog iets wat ons kan sê, wat ons geestelik armoedig gaan maak? Me, myself and I. Wanneer ons eers uitreik na God in geloof en eers hom toelaat om ons te verander en toelaat dat hy my terugbring. Die Here sê, ek het jou nie gered en genees en net so wil laat staan nie. Hy bring ons terug sodat die verhouding voort kan gaan. Dat daar iets dieps, dat daar 'n intieme verhouding weer kan geskied. Wat dink julle gaan volgende gebeur wanneer hierdie geherstel is? Hierdie gebou gaan weer nuut herstel, soos God wil hê dit moet wees. Amen. Mag dit sin? Kom ons prys sy naam. Vader, baie dankie dat ons weer, vandag is vandag, dat ek my kan oorgee aan U. Nie net Here kom maak reg wat ek verbrou het nie, maar wetende, deur U groot genade en liefde, sal U die beskermende hand om my plaas. Sal U, Here, my toevou, my kind. En Here, dankie dat ons 'n kosbare besluit kan neem vir U. Kosbaar nie net vir my vriende, my werksvriende, my checkers vriende, my Pick n Pay vriende, Here, almal, dat ons so in U teenwoordigheid sal bly. En dan, Here, weet ek, as ek sê, raak my aan, Here, ek voel ongesteld, dan weet ek, die Here sal. Dan weet ek, die Here sal vir my krag gee. Dan weet ek, die Here sal my aanraak. Dan weet ek, die Here sal vir my 'n God van naby wees.
dan weet ek die Here sal hom wat bemoeid en belas is nie wegstuur nie. Dan weet ek en ek weet en ek weet en ek weet die Here in wie ek myself belê het, sal my toevang. Die Here sal my toevang. Mag ons in alles maar net weet. Hy wie wat by ons skuil, as Dawid sê in sy Psalm, hy sê, sal vernag in die skadu van sy heerlikheid. Sal vernag in die skadu van sy grootheid. Sal daar, wanneer die troon eendag voor ons opkom, nie 'n beverasie wees, nie vrees wees nie, maar 'n heerlike blydskap in ons Vader. Mag die Here ons elkeen seën. Mag hierdie dag verder 'n goeie dag wees in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. Halleluja. Kom ons sluit af met 'n laaste lied. En dan terwyl ons dan gaan sing, gaan ons op die wag vir die tiendes, die offergawes, net soos die Here dit op jou hart lê. Dat as weet as ons met die Here in 'n verhouding is, dan maak ek nie die beursie toe. Want dis nie my beursie. Dis God se beursie. I know the master of the week. I know the maker of the universe. He can calm the storm, sun shines again. I know the master of the week. I know the master of the week. I know the maker of the universe. He can calm the storm, break the sun shines again. I know the maker of the universe. I know the master of the universe. I know the maker of the universe. When the sun shines again, I know the master of the universe. Hallelujah. I know the master. I know the master. Wie wil vir ons afsê? Stuur ons huis toe, maar nie in die reën man. Dank. Wonderlike gehoorsaam Heilige Gees. Here, wat 'n kosbare woord het U vir ons gegee vir oggend. Here, dit is ook 'n oproep dat ons onsself nie gaan ontleed. Here, ons sal besef dat as ons nie daai intieme verhouding met U het nie, kan ons nie sê dat ons aan U behoort. Here, U verlang om ons stemme te hoor. Here, en laat die Gees ons so warm en vurig maak, dat ons ook sal verlang om met ons Here te ontmoet. Here, U het vir ons alles opgeoffer. En U het ons die Heilige Gees gegee, om ons nie net te troos nie, maar ook om vir ons te kom leer, om vir ons die weg aan te wys. Here, mag elkeen so in sy eie tyd vir U vra om vir ons te wys waar ons U verneem. Here, waar ons ongehoorsaam is aan U, soos Saul was. Here, mag dit wees dat ons nooit voor U staande sal kom. U moet hoor dat U ons nie ken nie. Dankie, Here, vir 'n kosbare woord wat ons kan dra weer die volgende dag. En ons bring aan U al die eer, die lof en die heerlikheid. Dankie, Here, dat ons kan weet
dat U ons baie liefhet. Mm. En daarom wil ons Amen. ook om verklaar dat ons U liefhet. En daarom is dit ons so belangrik om gehoorsaam te wees. Dankie Heer vir 'n woord wat ons weer kan dra deur hierdie dag. Dankie vir 'n nuwe woord vir môreoggend. En ons bring U al die eer, Here, om U nou ons op wil alleen. Amen. Amen. En amen.